Die voorreg is natuurlijk weer eens so groot om u te groet in die naam van Jesus, in die naam van onze God, Abba Vader. Vanoggend lê die Here iets niets op my hart. En dit is nie eintlik 'n nuwe woord nie, dit is 'n Ou Testamentiese woord. Maar hy bekragtig dit deur die verhaal wat hom afspeel. En dis Joshua 6. En dis ook die val van Jerigo se mure. Weet jy, hierdie mure was so hoog. Alles wat hulle probeer het, wat Israel probeer het, kon niks aan hierdie mure van Jerigo doen nie. Hy was te dik, hy was te hoog, dit was te sterk. Betekende, alle menslike wapens wat 'n mens teen die mure van Jerigo probeer het niks gedoen nie, kon niks uitrig nie. Maar die Here God sê vir hulle, loop vir 7 dae lank om Jerigo. 'n sekere paadjie, eers in stilte, en op die laaste dag het hulle begin die ramshoring blaas en skreeu en te kere gaan en die mure val. Hulle het ook niks gebyt uit dit uit nie. Wat is vir jou en vir my die belangrike aspek hiervan vanoggend? Daar's baie Jerichos in ons lewens, Jericho mure. Dit mag siekte wees, dit mag finansies wees, dit mag jou loop met die Here wees, dit mag dinge wees soos om nie sonde te doen nie. Dit mag sondige dinge wees in jou lewe, wat almal Jericho mure is. Dit voel vir jou, jy kom net nooit by dit uit nie. Dit voel net vir jou, jy kan dit nooit breek nie. Dit voel net vir jou, jy kan dit nooit eens en vir altyd plat trek nie. Of jy kan nooit tot daai plek kom waar jy jou gedagtes kan verander om nie meer so negatief op te tree nie. Jy sien, hierdie dinge gaan nie kom deur geweld nie. Hierdie dinge gaan nie kom omdat jy jouself daarop afdruk konstant nie. Maar hierdie dinge sal beter raak wanneer ons eers by God 'n woord kry. Vir Jesus bid en sê, Here, hier is die situasie. En ons pas gehoorsaamheid toe soos hierdie Israeliete gehoorsaamheid toegepas het. Kan jy vir jouself dink, na die tweede dag as die Israeliete omstap en hulle gaan vir hulle derde dag begin stap, hoe het hulle tussen mekaar gepraat om te sê, gaan ons nou alweer dit doen? Vir 2 dae het daar nog niks gebeur nie. Net so in jou persoonlike lewe, in jou persoonlike battle. Om hierdie Jericho mure af te breek, het jy punt nommer 1 God nodig. Punt nommer 2, jy het gehoorsaamheid nodig. Punt nommer 3, jy het geloof nodig. En dit mag wees vir enige onbepaalde tyd wat God bestem. Maar jy moet opdag. Jy moet nader aan God beweeg, sodat God ook nader aan jou kan beweeg. En jy moet hierdie woord begin toepas. Jakobus skryf, julle het dit nou gelees, julle het dit nou gesien, julle het dit nou gehoor, begin dit nou doen. En daar kom die belangrike aspek, gehoorsaamheid, geloof en doen. Dalk is hierdie vanoggend vir jou iets niets wat jy net moet ervaar vanoggend. Wil jy die Jericho mure in jou lewe afbreek? Die dinge wat jou verhoed om op die plek te kom waar God jou wil hê. Weet jy, pas gehoorsaamheid toe. Bly op jou knieë, bid die Here. Begin die woord in jou lewe leef. En jy sal kort voorlang sien, dinge verander. Ek is pastoor Gary, ek wil hierdie woord laat by jou vanoggend. Ek wil net bevestig dat Hebreërs 11 vers 30 sê ook, deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Deur geloof. Begin die wil van God doen, en jy sal sien hoe dinge verander. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord seëngroete, en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.